Pragtig, pragtig, pragtig. So baie dankie. Wat 'n groot liefde. Wat 'n groot genade, wat 'n groot barmhartigheid. En vanmôre is dit 'n pyn vir die Satan. Die Satan wil niks weet en hy vlug vir die krag en die bloed. En die prys wat Jafashua gebetaal het, breek al sy magte, vernietig. En vanmôre is hy in 'n vrees as ek het hier staan en uitroep, want die Vader het bepaal, woorde het krag. En die Vader het bepaal, dit wat ons hier bind, sal daar gebind wees. Daar losmaak, sal hier losgemaak word. Spreek ek oor hierdie dorp vanmôre. Laat die sondaar bely. Laat die sondaar, laat die drag-eriks terugkeer. Vanweer die krag in die bloed, vanweer die redding, verlossing, genade wat hy op Golgotha vir u en vir my en vir elkeen. En soos elkeen hom aanroep, het Satan 'n pyn in sy hele wese. Maar is daar 'n lof, 'n eer en 'n blydskap en 'n vreugde in die hemel. Die Bybel sê, wanneer een siel inkom, tot inkeer kom, Jafashua aanneem as sy saligmaker, dan is daar 'n beroering in die hemel. Kan ons hom nie vanmôre 'n lofoffer gee vir my en jou redding? En ook sommer vanmôre vir die wat hy gaan red, gaan verlos, gaan vrymaak. Tot sy heilige lof, heilige dank en heilige ere. Baie dankie voorsangitem, pragtig en mooi. En van my kant af ook net vir Melanie, so baie dankie. Ja, dit was, of ons kan so sê, die winter is nou verby. Want as hy terugkom, is dit die winter klaar. Verskoon. Geliefdes, net so klein bietjie terugvoering oor Christian. U weet almal, hy was donderdagmôre in 'n baie erge mynongeluk. Nou volgens my maar die katter. En hierdie man kon vanmôre nie hier gewees het nie. Maar God se genade, God se barmhartigheid het op 'n bonatuurlike wyse ingegryp, hom gespaar en hom bewaar. Ja, hy is vanmôre in die hospitaal. Hulle het reeds gister die tweede operasie gedoen. Hulle gaan Woensdag die derde operasie doen. Maar hy het my gister toe praat en met my toe sê vir my, Jana pastoor, die spesialis, dokter was nou net hier by my, en hulle staan verstom. Nou, as u die erns van die saak weet, dis regtig nie goed nie. Dis erg, ons baie ernstig. Hy sê, pastoor, hulle staan verstom en hulle sê vir my, daar's 'n hoër hand. Dis hulle woorde. Daar's 'n hoër hand wat oor jou is. En terwyl hy met my praat, en ek is so bly ons het hierdie kontak met mekaar, getuig hy van sy geestelike groei, sy volwassenheid en sy verhouding met God. En ek sê vir hom, Christian, dit wat jy nou net gesê het, hou daaraan vas. Want wanneer 'n gees positief is, saam met sy siel, dan moet die liggaam ook saamwerk. Hy reageer toe, hy sê, Dok, jy het ons geleer, wanneer siel en gees in 'n eenheid is. Halleluja. Ag, is God nie groot en goed, dan moet die liggaam ook onderwerp, want waar twee saamstem oor is, ons dien 'n lewende God. Wat vir hom, kontak hom, ek is so bly vir die mannegroep wat so mooi met hom praat en kontak het met hom. Hy waardeer dit verskriklik. En nou Adrie, ek ken nou almal die situasie. Christian draai Adrie in watte toe. So vir haar is hierdie iets verskriklik. Elmarie, wat sê ek nou? Adrie, sorry Adrie. Elmarie in watte toe, en vir haar is dit vreeslik.
So bid vir haar vir krag en versterkte en hierdie situasie mooi te hanteer. Vanweë God se guns skep so baie kalmte en baie vrede. Geliefdes, ons is nie vanmôre besig om net nog weer 'n kerkdiens te hou nie. Ons is hier vanmôre om die Alfa en om die Omega weer te ervaar. Wie verlang vanmôre? Hy wil hier ervaar, God ontmoet hom. God by hom, God met hom en God saam met hom. Maak ek dit los voor julle en in my gebed het ek dit reeds gebid en ek glo dit vanmôre en hy het vanmôre met my gedeel en eers was dit vir my baie snaaks toe hy met my hierdie woord deel en hierdie gedeelte vir my gee, maar ek hoor hoe sê hy in my gees, bemoedig my mense, sodat my mense weet ek is die groot ek is. En ek wil vanmôre vir u sê, hierdie hele gedagte vanmôre gaan om jou in jou geloof te bemoedig en om jou geloof jou nuwe krag te gee, moed en ywer te gee om vas te hou dit wat jy by hom gekry het tot sy lof en tot sy ere. Ook ou Giel, lekker om jou te sê. Hendrik, my magies. So baie welkom, Hanna se ou boet. En sy pragtige vrou. Jene, jy sien die ligters en alles aan, nou sien ek nie. So baie welkom, dit is so kosbaar. Dit is fantasties, jene. Weet Hanna julle sien? Genade, hoe hou sy dit uit? Sy het julle so verlang. Ek weet ook geen sy klas daar by die kinderkerk nou nie. Ek gaan vir u lees uit sy heilige woord, sy onfeilbare woord. Ag, nou sien net 'n dankbare emosie by my. Verskoon my net vir 'n oomblik, sorry. Lees vir u uit 1 Petrus vanaf die 3de vers en dan die tema van hierdie gedagte vanmôre is hou vas soos Jafashua. Hoor mooi, soos Jafashua. U moet hierdie ding weet en u kan die woord maar gaan ondersoek en goed navors. Hy stel vir my en jou 'n voorbeeld in alle opsigte. En daar's niks wat hy van my en jou verwag wat hy self nie gedoen het nie. En vanmôre gaan jy agterkom, hoe hou hy nog steeds vas aan sy Vader se woord? Kom ons lees in, ek het al hierdie vers al baie gelees, verskillende preke gepreek, vanmôre bring ek dit wat hy in my hart gegee het. Geseënd, is dit nie mooi nie, geseënd is die God en die Vader van ons Jafashua, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, have regenerated us unto a living hope through the resurrection. Nou mooi was hierdie item nie. Through the resurrection. 'n lewende hoop geskenk deur die opstanding van Jafashua uit die dode. Hoor wat sê vers 4. Sodat ons 'n onverganklike, onbesmette en onverwelke erfenis kan verkry. Daar's iets in die bank vir my en jou. Daar's iets in die hemel vir my en jou. Daar's iets by die Vader vir my en jou. Daar's iets as gevolg van die opstanding vir my en vir jou. Wat in die hemele bewaar is vir ons. Dit gee my en jou 'n idee dat in die hemele vir ons 'n onverganklike, 'n onverwelklike, 'n ewige, kosbare lewe, gesag, guns en heerlikheid deur die
Met ander woorde, die volle gesag, die volle guns, soos Jafashua by die Vader gekry het, so gaan hy vir ieder en vir elkeen, vir my en vir jou, wat as gevolg van die opstanding vanmôre 'n werklikheid is. Pragtig, pragtig. Oor die volgende vers, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof, tot die saligheid wat gereed, hoor nou mooi, gereed is om geopenbaar te word. Met ander woorde, is naby. Nie meer lang. Dan sê hy, in die laaste tyd, met ander woorde, hierdie is 'n heerlikheid, hierdie is 'n geeswerklikheid, hierdie is 'n guns, 'n vaderhart, wat in sy krag bewaar word, vir die laaste tyd, vir u en vir my as sy kinders, om te ervaar, en om te belewe. Daarom, as gevolg hiervan, verheug julle jou, al word julle nou, 2026, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproewinge. Laat ek dit net noem, die lewe is nie meer dieselfde as 10, 20 en 30 jaar gelede nie. Nog minder is die tegnologie dieselfde as 10, 20, 30 jaar gelede. Nog minder is die aanslag van die Satan erger as 10, 20 jaar gelede. Dis net nie meer dieselfde nie. Vanweë die einde wat aan sig is, raak die aanslag van die bose al hoe erger en al hoe groter. En ek gooi dit maar net gou hier in. Ek kry nou se ouers verskriklik jammer. Want nou se ouers, julle kinders, word in 'n riehalm groot, waarin julle self nie groot geword het nie. En om die kinders vir hierdie riehalm reg te wil verstaan, het jy 'n insig van God nodig. Het jy 'n wysheid van God nodig. En wat ek vir al hierdie ouers sê, is dit ooit 'n tyd nodig, dat jy sy woord moet ken soos nog nooit tevore. Dat jy sy geeservarings moet ken soos nog nooit tevore. Anders te gaan jy teleurgesteld wees, want jy en jou kinders gaan mekaar net nie verstaan nie. Jy gaan teleurgesteld wees, hoe kom hulle van die skool af, en hoe begin hulle optree, hoe begin hulle praat, en jy gaan agterkom, maar dis nie wat ek gesê het nie, of dis nie wat ek glo, of dis nie wat ek weet nie. Want die tyd waarin ons lewe, is die Satan besig om hulle op die hele geesterrein, sowel as op die fisiese, tegnologiese veld, hulle totaal te verkrag in hulle verstand, in hulle wese en hulle hele opvatting. En hoe gouer ouers hierdie waarheid besef, hoe beter vir jouself. Dit gaan nie net meer oor jy sal doen wat ek vir jou sê nie. Die skool leer die kind ander goed. En die voetjie wat jy hom gee, leer hom nog ander goed. En die toelatings wat jy hom gee, leer hom nog ander goed. Jy ouer, ek ouer, het genade van God nodig. En ooit ernstig nodig om ons kinders by hom te hou. Ons kinders te dissiplineer in hom. Daarom, jy kan dit net doen as jy sy woord ken. Jy kan nie dissiplineer en leer as jy nie sy woord ken nie. Sy woord ken is van uiterste belang. Dit is net 'n deel van allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, verhouding met hom, kennis van hom, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, waardeur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en ere en heerlikheid by die openbaring van Jafashua. Met ander woorde, terwyl hierdie aanslag van die vyand al hoe erger word, boser word, en ek wil dit nou sê, kinders van die Here,
is beter. As ek dit mag noem, moenie dat die politieke bestel van hierdie land jou mislei nie. Ek en jy kan nie toelaat, en dit wat ek nou sê is van toepassing op elkeen se werkplek ook. Elkeen se dorp in hierdie land ook. Moenie dat die politieke bestel jou mislei nie. Kyk na die geestelike bestel. Van die oomblik as jy na die geestelike bestel gaan kyk, dan gaan jy agterkom in ander dorpe, in hierdie provinsie, in hierdie land, ander lande in die wêreld, gaan jy agterkom, is heel moontlik, baie groot moontlikheid, meer besoedel as jou eie. Die voordeel van jou eie, jy ken hom. Jy weet nou hoe om die stryd te stry. Jy weet nou hoe om nugter te dink. Maar dan gaan jy in die vreemde met die hoop, dis nou beter. Jy ken nie die geestelike bestel. En meeste van die tyd van wat ek nou sê, en nou wil ek weer eens dankie sê dat ons in 'n plattelandse dorp is. Praat gister met stedelinge, en ons praat oor, en ek sê vir hulle, ek dank God dat ek nooit 'n begeerte van die stad gehad het nie. En nou nog het ek geen begeerte om na die stad toe te gaan nie, vir verskeie redes. En nou, as ek dit net kan prakties gou hier maak, vanweë hierdie dorp, is dit soveel makliker in die geestesrealm om die duisternis te kan verdrywe. Is hier iemand wat hoor? Is dit soveel makliker in hierdie dorp, platteland, in die geestesrealm, om die duisternis te kan verdrywe. Waar in die stad is 'n oorgrote massa van duisternis. En as jy hierdie skrif vanmôre reg gaan verstaan, gaan jy agterkom, as jy nie vashou soos Joshua nie, word jy maklik geoorwin. En voordat jy jou kon kry, is jy geestelik verlore sonder dat jy besef. Hier so baie goed, ek moet nou kyk wat wil ek sê en wat moet ek nie sê nie. Hoor mooi vers 7. Sodat die proeftyd van julle geloof, het ek mooi gelees, wat ek eintlik wil opklim nie is, bevind mag word tot die lof en die eer en die heerlikheid by die openbaring. Soos hierdie negatiewe goed kom, vir u en vir my wat gaan vashou, kom daar ook 'n deurbraak. Kom daar ook 'n oorwinning. En, ek gaan dit nou maar noem, hier by die intro, as ek besef en ek luister, wêreldwyd, en ek kyk in die wêreld, hoeveel lande het al klaar die absolute wet, dis nie opsioneel nie. Satan begin ons met alles opsioneel. En dan eers later verpligtend. Alles is opsioneel. Net soos kom die nuwe ID, wat noem ons hom nou weer? Digital ID, dankie. Nee, is opsioneel. Binne 2 tot 3 jaar van nou is dit 'n verpligting. Vir 'n rede. En dan moet ek vir julle dit net noem, die gevaar van hierdie digitale identiteit is 'n geestelike erger saak as wat jy ooit kan besef. Pastoor, die kort en die lank, ek gaan nou nie hieroor, die kort en die lank, dit gaan oor om die humanitêre, die menslikheid van die mens weg te vat. Waarom? Want Nieuwheid sê, ja, daar is 'n God, maar hulle is die groot God. Met ander woorde, die hele stelsel is daarop ingestel om jou en my menslikheid weg te vat, sodoende ons volgens hulle wil en plan. Want dis wat Satan sê, hy gaan die wêreld oorvat. Hy glo dit.
in die boek Openbaring leer dit vir ons, sodat hulle die ganse mensdom kan programmeer en kan beheer. En tot 'n baie groot mate wys my en jou selfoon dit al klaar. Pastor Rousseau, weet u, besef u dat eintlik kan jy nog 'n foontjie koop en kry wat jy wil, maar binne 3 jaar moet jy 'n smartphone hê. Anders te maak hulle nie vir jou bankrekening oop nie, hulle vries al jou geld. Hulle vries alles, jy kan ergens koop en verkoop, as jy nie binne 3 jaar 'n smartphone het nie. Jy gaan niks kan koop en kan verkoop, die plan is binne 2030 wat hulle dit hê, binne 3 jaar. Nou is dit, ag nee, dis nie afdwingbaar nie, binne 3 jaar is dit afdwingbaar. Hoekom noem ek hierdie goed vir julle? Ek sê vir julle, en dis die vergelyking wat ek wil bring, of die besef wat ek wil bring, hoe naby aan hulle wat wil beheer vat. Maar hy gee my en jou 'n belofte. En hy leer my en jou uit sy woord uit. En nou sê dit vir my en vir jou, ook op grond van ek glo eerder sy tyd as Satan se tyd. Want hierdie woord is ja, en hierdie woord is amen, en hierdie woord is nie 'n mens dat hy kan lieg nie, iets sê dit nie waar maak nie. Dis sy woord, en ek quoteer sy skrif, wat hy sê, dis ja en dis amen. Dit bring my tot twee waarhede. Nommer 1, bring het my tot die besef, hoe moontlik naby is die antichrist openbaring. Maar aan die ander kant, hoe 'n werklikheid is die belofte van sy woord in my en in jou, wat vanmôre hier vir my en vir jou sê, ek en jy het 'n onverganklike, 'n onbesmette, hoor mooi, en 'n onverwelklike erfenis, en hierdie God bewaar dit vir my en vir jou, 'n wete sodat, en soos die 6-7 vers sê, al kom daar nou 'n stryd, al kom daar nou 'n beproewing, het hy my en jou gesalf. En as ons kan vashou aan die geloof, hoor mooi, dan dryf ons nog die duisternis terug. Al is die duisternis geprogrammeer 2030, maar sy woord sê 2031, dan het hy my en jou gesalf, my en jou geseën om sy duisternis van 2030 terug te druk, terug te hou tot heilige woord 2031 mag manifesteer. Is daar iemand wat hoor wat verstaan? Vir wie wil hom net 'n offer gee? Die woord is die laaste mag, die laaste gesag en die laaste autoriteit. Geen ander woord waarheid dan u woord nie. Dit net so per toeval. Ek spring gou na die 23ste vers. Wil vir u die 23ste vers in 4:25 lees. Hoor nou mooi wat sê. Want julle, sê ons, is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar die onverganklike deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en as die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, sy blom val af, maar, sê maar. Hy sê, maar die woord van Jahwe, halleluja, bly tot in ewigheid. En nou mooi, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Met sy salwing nou wat ek ervaar. Sy salwing gee altyd 'n mag. Sy salwing gee altyd 'n gesag. Hy sê deur 'n wysheid of deur 'n insig of deur 'n autoriteit. Hoor nou mooi. Wat sê hierdie laaste vers?
tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Die grootste krisis van Satan en van die nuwe wêreldorde mag vanmôre is ongelukkig, die hoeveelheid woord wat jy al gehoor het. Hoor mooi, Joshua sê self, julle is al reeds rein, net deur die woord, wat julle, kan ek gou hier na toe gaan, dit beteken, dat sy woord blye, behou sy krag, of ek het glo, en of ek het nie glo nie, of ek het vat, en of ek het nie vat nie, sê hy, omdat jy 'n oor het jy al gehoor, en of jy dit vanmôre glo, en of jy dit nie glo nie, maar dis 'n ewige woord, dis 'n woord, wat elke leengees van die Satan oorwin, halleluja, maar soveel te meer vir hom en haar wat die woord vat, hy en hom wat die woord glo, jy is 'n lig, en 'n lig wat duisternis verdrywe. Ek herhaal, julle is nie gebore uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike. Hoor mooi, onverganklike. Dit beteken die woord binne my en jou, wat ek aan vashou, kan nie vergaan nie. Ek gaan dit so ver vat. Ek en jy kan moeg raak. Ek en jy kan seer kry. Ek en jy kan ook moedeloos word. Maar is daar woord? Ek sê, maar is daar woord? Binne in jou is. Wie besef hierdie impak? Maar is daar woord binne in jou is? Gaan die badtye kom? En die badtye gaan, die teleurstelling gaan kom, die moedeloosheid gaan kom, maar jou paadjie waarmee jy gekom het, moet hulle maar weer gaan. Maar die woord, hoe kan ek dit persoonlik, maar die woord, wat jy en wat ek by hom gekry het, daar die woord, halleluja, halleluja, hy gaan bly tot in alle ewigheid. Dan wil ek hierdie gevolgtrekking maak. Elkeen wat woord gekry het, elkeen wat woord gevat het, en elkeen wat dit vanmôre glo, en op so 'n manier sy kind geword het, met respek sê ek nou hierdie uitdrukking, jy is nie van hier nie. Nuwe wêreldorde, as ek jou terme mag gebruik, God het hulle geprogrammeer. Die woord is 'n goddelike program. Ek sê sy woord is 'n goddelike program wat nie 'n beperking het nie, maar die woord sê hy gaan van krag tot halleluja. Hy gaan van 'n heerlikheid tot 'n heerlikheid en hy gaan van 'n oorwinning tot 'n oorwinning en hy hou nie op nie. Hy sê hy gaan tot in alle ewigheid. Nie van hier nie. Besef vanmôre, ek en jy is gesproke woord. Hoor mooi. Die woord self, die Vader self, sê, jy is my seun. Jy is my dogter. Hoor mooi, Satan. Die Vader sê, die bloed van my seun het vergewe. Die bloed van my seun het verlos. Wie hoor? En die bloed van my seun het hulle vrygemaak. En daarom soos ek my seun u gegenereer het, genereer ek hulle ook vanmôre as my seuns. En
Kan jou net 'n dankoffer gee. Genereer ek hulle as my seuns. Genereer ek hulle as my eie dogters. Besef vanmôre van wie die Vader self se woord is ek en jy wat in hom glo. 'n ewige, 'n goddelike en 'n oorwinnende wese. Besef vanmôre alle wette, geestelike wette, rein en heilige geestelike wette, en die Vader self gemaak. Self gebepaal. Niemand het hom voorgeskryf nie. Hy self het dit gemaak. Hy self het dit gebepaal. En nou moet jy mooi vat. Daarom sien ek en jy wanneer ons sy woord lees, en u wat hierdie program kyk, The Chosen, kan dit mooi sien en kan dit mooi verstaan, hoe sy seën aan al hierdie geestelike wette, wat my pa gemaak het, vas aanhou. En wanneer jy hierdie woord lees en jy kyk na sy 3,5 jaar hier op die aarde, dan kom jy agter van weer daai wette. Hoe baie prys het hy betaal. En met respek sê ek dit nou, is 'n bietjie borduur. Hoe baie moes hy sy eie ding doodgedruk het. Want dis 'n wet van my pa. En hoe het hy aan hierdie wet tot alles toe vasgehou? Toe, soos hierdie skrif sê, beproewinge gekom het. Vir hom was daar ook 'n laaste tyd. En toe die beproewinge gekom het, het hy nog aan hierdie wette van my pa vasgehou, geestelike wette. Want my pa het besluit, so gaan dit werk. Maar hierdie beproewing het so intens geword, dat sy normale sweet, soos bloeddruppels. Nou kan jy dink wat het hierdie liggaam, wat het hierdie niere geprosesseer. Wat het sy gees neergegaan. En op 'n stadium kon hy dit nie meer uithou nie. En toe sê Vader, kan hierdie beker, met ander woorde, kan ek hierdie wet van u maar skiep. Maar nogtans nie my wil nie. Maar laat u wil geskied. En hy het vasgehou. En nou is dit so, en vir u gaan dit dalk nou vreeslik klink, en dis hoekom ek die tema so gegee het. Hy hou vandag nog daaraan vas. Vandag, pastoor, hoe? Hy is dan klaar opgevaar. Hy hou vandag nog daaraan vas. Want die woord sê, hy hou vas. Hy bly gehoorsaam, totdat al die vyande onder sy voete is. En dan 1 Korintiërs 15:45, en die laaste vyand, die dood, ook geoorwin is. Met ander woorde, hy hou nou nog vas aan die geestelike wet. Hy leef nog gedurig deur die geestelike wet, wat my pa gemaak het. En dan sê, en die dag wanneer die dood geoorwin is, dan bring hy die Vader se koninkryk en gee hom terug aan die Vader. Besef vanmôre, sy woord, sy produk, is die koninkryk. En die koninkryk is u en ek. Kan ek dit net so manifesteer, wat hierdie woord gehoor het, maar toe druk ek hom hier binne, en toe maak ek hom los, oor my siel, oor my gees, en oor my liggaam, en so het ek ook lewende woord. Ek herhaal, lewende woord, oorwinnende woord, 'n onverganklike, 'n
verwelklike, 'n onbesmette, lewende woord van die Vader geword. Maar hy, die lewende woord, hou vas aan die geesteswette. Ek wil jou vanmôre bemoedig, hou vas aan die Vader se geestelike wette. Hy het bepaal, hoor mooi, geseënd is hy, wat my en jou, deur Jahweh met sy grote barmhartigheid, die wedergeboorte gegee het. Ek en jy sê, moet daaraan vashou, want dit het my en jou 'n lewende hoop in Jahweh gegee. Luister, net in 'n neutedop is alles wat ek nou genoem het 'n werklikheid en 'n moontlikheid as gevolg van die opstanding uit die graf uit. Ek wil jy moet hierdie ding baie mooi verstaan. Hoor nou hierdie ding. Die Vader het 'n geestelike wet gemaak. Die dode is in 'n slaapmode. Hoor mooi wat ek sê. Die dode is in 'n slaapmode. Have regenerate us unto a living hope through the resurrection of Yahweh. Oh, lewende gemaak deur die opstanding van Jahweh. En nou kan jy verstaan, snap. Hy, Jahweh, kom by Lazarus. Hy sê vir sy disippels, voor hy gaan, ek wil hom gaan wakker maak. Want hy slaap. Hy hou vas aan 'n geestelike wet. Maria, sy suster, sê, toe hy daar aankom, nee, hy is 4 dae dood, en hy stink aan. Maar die wet, die Vader het 'n geeswet gemaak. Die dode is in 'n sleeping mode. En daarom kon hy self 'n getuienis gee. Lazarus slaap. Ek gaan hom wakker maak. Met betrekking tot hierdie woord, het hy daai wakker maak, het hy Lazarus gered. En toe hy uitkom, want hy is ons doeke toegedraai, ek kan net so maak. Toe sê hy, maak hom los, met die vloeke, en die bindinge, wat hierdie lewe op hom gesit, maar vanmôre spreek ek die woord. Halleluja, wie verstaan, en God red, en God verlos, van die woord is ewige saad. Sy mag is 'n goddelike gesag. En nou sê die vers, en Jahweh is uit die dood uit opgewek. En so het hy die eersteling geword. Dit beteken, al die ander wat glo, wat vashou, volg die eersteling, is met ander woorde nakomelinge van die eersteling. Wie hoor
Mag ek vra, is hier iemand wat bly is? Hy's gered. Is hier iemand wat dankbaar is? Die Vader het 'n woord oor my gespreek. En ek gaan nou vanmôre sê, Satan bites the dust. Sin bites the dust. Iniquities bites the dust. En laat het bekend wees, nie deur my krag nie, maar deur die lewende woordkrag wat hy bewaar, is ek en sal ek wees en sal ek bly tot in alle ewigheid. Halleluja! Dis hoekom vers 3 dit mooi sê, hy sê, 'n lewende hoop deur die opstanding van Jafashua. Hoor wat sê vers 4. Ek herinner u, soos Jafashua vasgehou het en vanmôre nog vashou. U moet verstaan, as hy ophou vashou, word die dood nie oorwin nie. Maar pastoor, het dan nou gesê, uit die dood uit wakker geword. Ja, maar nog steeds, ons het net weer gister begrawe. In plaas van wanneer die dood nie meer bestaan nie. Die dood is heiliglik 'n beproewing. Nie 'n moed nie. Volgens hierdie skrif, 'n beproewing. En as jy hierdie beproewing gaan julle gryp in die laaste tyd. Maar weet dit, ek het vir jou 'n kroon. Onverwelklik, onbesmet, onverganklik, wat ek bewaar, en dan gaan dit vir julle gee as 'n erfenis, wat in die hemele bewaar is, vir my, en vir jou. Ek bemoedig jou vanmôre, hoor mooi, want as ek die woord reg verstaan en reg lees, as hy nie toe die beproewinge soos bloedruppels geword het, vasgehou het nie. As ek en jy nie hier vandag nie. Maar omdat hy vasgehou het. En luister mooi, wil ek jou vanmôre bemoedig, hou vas. Jou geloof, hou vas jou vertroue, want dis sy woord wat jou gaan deurdra. Ek herhaal, dis nie Roepersfontein wat jou woord gegee het nie, nog minder is dit nie Kokoetser, maar die Pa van die hemel en die aarde. Hy het sy lewende woord gegee, en elkeen wat daai lewende woord in hom het, hy het 'n ewige heerlikheid wat wag, totdat hierdie woord tot volheid kom. Dan gaan hierdie woord na die Vader toe. Dan sê, nou bring ek u koninkryk u. Want alles is nou finaal oorwin. Dan is daar vir my en jou weggebere. In sy hart, halleluja. Hou moed. Pastoor, hoekom wou jy dit aan sê, en dit het vir my gesê, toe ek afgesonder het, want die uur waarin ek en jy inkom, is 'n lelike uur. En dit beswadder my en jou geloof net so. Luister mooi, Satan het nie 'n pyn dat jy in die kerk getrou is nie. Hy worry ook nie dat jy getrou tiende betaal nie. Hy worry nie dat jy getrou en alles deelneem nie. Hy het 'n probleem as jy woord begin vat. Verkieslik wil hy die kerk volhou, Satan. Want hoe meer hy die kerk volhou, hoe meer kan hy hulle mislei en verlei. Maar hoe meer die kerk woord hou, hoe meer breek het Satan se mag. Hoe meer breek het Satan se gesag. Ek loof hom. Ek dank hom vanmôre. Ek is op grond van sy woord. Iets vanmôre lofoffer op grond van sy woord.
het vanmorgen 'n dankbare hart op grond van sy woord. En wie sê vanmorgen, kom wat wil, maar ek en my huis, ons gaan hom dien. Wie sê vanmorgen, ons gaan buig, en as dit moet, gaan ons die beproewinge vat, maar sy woord gaan ons nie los nie. Sy woord gaan ons vasthou. Halleluja! Kom ons staan vir 'n oomblik. Ek wil twee goed net oor jou spreek, wat hy my uitgelig het. Heel eerste, koninkryk op grond van sy woord. Ek maak het nou oor julle los. Koninkryk op grond van sy woord. Met ander woorde, hoor vanmorgen, nie van hier nie, maar julle is gestuur. Ek breek nou elke sataniese mag. Ek bestraf nou elke nuwe wêreldorde mag. Ek bestraf elke nuwe wêreldorde gees. En ek roep oor jou as lewende woord oorwinning. Ek roep oor jou 'n insig. Ek roep oor jou 'n wysheid. En ek maak jou vanmorgen vas as 'n ewige ene wat deur hom geroep is. Jy is nie 'n hier jy nie. Jy is die lewende woord van die lewende God. En hier kom nommer 2. Hy het in sy krag vir jou bewaar. 'n onverwelklike, 'n onbesmette, 'n onverganklike, ewige kroon, 'n ewige heerlikheid vir jou en met jou. En laat sy Heilige Gees elkeen nou bedien met wysheid, met kennis en met insig, sodat al kom wat se beproewinge, ek en jy gaan staande bly. Staande bly. Ek gee vir iemand nou 'n woord, ek kan jou naam noem, maar net uit respek uit gaan ek dit nie noem nie. Die Satan het met 'n lelike ding in jou ingekom om jou van al jou vreugde te beroof. God sê, ek moet vir jou sê, daai mag breek nou. Hy herstel jou vreugde nou. Hy gee jou oorwinninge nou. Hy gee jou guns nou. Halleluja! Is sy woord nie wonderbaar? En op grond van sy woord het jy 'n ewige heerlikheid. Halleluja! Dit beteken, hier is geen ikabod op my lewe nie. Want hy sê, jy is nie gebore uit verganklike goed nie. Jy is gebore uit die onverganklike, deur die lewende woord, wat gaan bly tot in alle ewigheid. Ag, omdat ek 'n dankbaarheid het, omdat ek hier besef, en hierdie bemoedig my gees, hierdie sê vir my, en jy weet, as jy al hierdie goed luister, en onthou, ek kry so baie goed, pastore stuur vir my goed, mense stuur vir my goed, en dan praat my voor nog self ook oor 'n klomp goed, en dan sien ek al hierdie krisis wat gaan kom, hierdie manipulasie wat gaan kom. Weet jy wat 'n skokkend, die heel nuwe karre, en hier so 'n paar van julle wat hulle aanry, daai kar is al klaar geprogrammeer. Om 2030 gaan bepaal, gaan hy jou toelaat om nog so toe te ry of nie? Hoor nou nie, daai mooi slimkar wat jy het, hulle gaan bepaal, sê nou maar, ek gee nou net 'n voorbeeld, dis wat ek geluister het. Dis Sondagmôre, en jy wil al weer kerk toe ry. Kan hy kar weier om te start vir Sondagmôre? Want dis die manipulasie, wat hulle moet die weet, digital ID nou uitbring. Hoor nou wat ek sê, want as hierdie beproewinge kom, ag, dis so komies, ek gaan dit net doen, nou luister ek, Britannia is in die stuur van hierdie goed. Er staan een van hulle kabinetslede op, nou veg hy hierdie ding, en nou sê hy in die kabinet, ek gaan my smartphone wegsmyt, en ek gaan my Nokia weer koop. Net soos julle daar lag die hele parlement vol. Want jy kan nie teruggaan nie. Ek spreek geen agteruitgang nie. Ek spreek 'n vooruitgang. Nie met 'n smartphone nie,
maar met die opstanding krag, met die lewende woordkrag, die lewende woordkrag binne in my en binne in jou. Wanneer die vrese jou weer oorval, dan sê die woord wat in jou is, sterker is hy wat in jou is. Halleluja, halleluja. Wie wil hom net 'n lofoffer, 'n dankoffer, 'n prysoffer? Wie sê vanmôre met my alles gaan ek vashou oor sy woord. Met ander woorde, met respek gesê my pa en my ma, ek is nie hulle kind nie. Ek is die kind van 'n Vader in die hemel. Want Letty Koetser en Johan Koetser het geweet, Nico, jy gaan net so lank lewe. Maar my pa in die hemel sê, vir ewig, in 'n guns en 'n heerlikheid, wat ek as pa vir jou bestel, bewaar, om vir jou te gee. Nou gaan ons na sy tafel, met 'n dankbaarheid. Ek eet die lewende woord. En hierdie ou stukkie wat ek vat, maak die hele woord lewendig binne in my. En môre, oormôre, sal niks my in vrees laat verval nie. Want u woord is in my. O Heilige Gees, hou my net vas vir 'n oomblik. Ek wil nie nou irriteer nie, maar ek doen nie wat die Heilige Gees sê. Hy vra, Heilige Gees vra, ek moet hom losmaak oor elkeen van julle. En besonder wanneer die beproewing kom. So ek doen nie Nico nie, ek doen wat die Heilige Gees my sê. Hy vra, maak my los oor hierdie mense. Maak my vry oor hierdie mense. Dat ek hulle lei, dat ek hulle insig gee, hulle wysheid en krag gee. Môre oormôre is hulle oorwinning daar. En geen vrees nie, geen benoudheid nie, maar oorwinning, laat dit so wees. Eet sy liggaam en verseël dit met sy bloed. Satan, jy vat nie wat ek vanmôre by God gekry het van my weg nie. Ek verseël dit met sy bloed in my, verseël dit met sy bloed oor my en deur my. Halleluja. Dis sy tafel. Dis nie ons tafel nie, sy tafel. So as jy glo, kan jy gaan eet. As jy vertrou, kan jy gaan eet. Dis sy tafel. Neem dit, eer dit, tot sy heerlikheid. En nou wil ek net vra dat jy sal staan. Ek wil net vir julle seën met 'n woord. 2 skriffies, 1 skrif wat prof reeds gelees het. Vers 6. Daarin verheug julle, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef onder allerhande beproewinge. Hoekom ek daai vers lees is, hierdie is die skrifverwysing vir hom. Is dit 1 Petrus, 5 vers 10. En mag die God van ander genade self, wat ons geroep het, tot sy ewige heerlikheid, in Jahshua, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. My gebed is, dat sy Gees julle hierdie week sal lei, sal leer, sal versterk, volmaak, bevestig en grondves in sy woord vanmôre. Wees geseënd. Dankie.